Goeiemôre liewe gemeente. Welkom ook vir julle wat ingeskakel is by ons erediens vanoggend deur middel van die stromingsdiens. Ons het persone wat ingeskakel is tot ander kant die wêreld, ander kant die water in verskillende plekke in die wêreld. Wat 'n voorreg dat die Here vir ons die tegnologie gee om vanoggend op hierdie wyse dan ook dit te mag deel, die evangelie te mag deel en mense so wyd en suid ook deel kan hê hieraan. Geliefdes, ek hoop jy voel baie tuis vanoggend en dat jy baie welkom voel en dat jy daarom kans gekry het om ons 'n bietjie vinnig hallo te sê vir almal om julle. Ek wil vir jou sê as jy vanoggend 'n besoeker is, hier gaan besoekers wees want ons het vir Dikkie en Lenay van Heerden se familie wat vanoggend hier is. Kan ek net gou kyk, waar sit julle? Julle sit hier voor, baie welkom aan julle vanoggend. Wat 'n voorreg om saam met julle en as deel van die geloofsfamilie ook vanoggend getuie te kan wees van hierdie kosbare geleentheid waar ons dan ook vir klein Iwan gaan doop. Geliefdes, ek wil vir jou sê as jy 'n nuwe intrekker is, asseblief, na afloop van die erediens net gou hier voor by die kansel. Ek sê nou gou. Jy kan nie by die kansel kom, net hier voor die kansel, dan gaan ek jou ontmoet. Het sal lekker wees om net so 'n bietjie met jou te gesels. Die jaarlikse geloftediens, ek dink julle het dit gesien op die skerms, vind plaas maandag die 16de Desember in die Witkerk om 8 uur. Die prediker is dan Dominee Kemp van Moedergemeente Middelburg en almal is baie welkom om hierdie mooi kosbare geleentheid dan ook by te woon. En dan geliefdes, ek sien julle het dit op die skerms ook gesien, ons herinner net, Dominee Hardes, my kollega se vrou Lynn, verjaar vandag, en dat julle vir haar daarom net so 'n WhatsAppie stuur. Hulle is 'n bietjie weg die naweek om die verjaarsdag te vier, maar ook hulle huweliksherdenking. En hoe kosbaar is dit ook? Ons sê daar in die konsistorie vir mekaar. Ons moet ons huwelike oppas, elkeen van ons. Die aanslag is maar groot van die vyand se kant, veral op huwelike. So skakel hulle sommer ook en sê vir hulle geluk met hulle huweliksherdenking ook, waar hulle vir ons so 'n mooi voorbeeld is. En 'n inspirasie is ook in hulle huweliksverhouding saam as egpaar as eenheid. Geliefdes, en dan wil ons tog vra, in hierdie tyd, is moeilike tyd, hierdie tyd van die jaar waar dit 'n feestyd is daar geliefdes in ons gemeente wat langs grafte moes staan, môre ook weer 'n begrafnis van een van ons lidmate wat oorlede is. So bid in hierdie tyd ook vir mense wat hierdie verliese moet ervaar, in jou stil wees voor die Here. Dan net 'n laaste opmerking, ons gemeente is besig om deur die boek Markus te beweeg. Ons gaan nou in hierdie week verder vanaf Markus 8, en as jy wil saam deel hê, dis elke oggend 5 uur, is daar 'n boodskapie wat deurkom. Ons vra vir jou dat jy daai klein stukkie lees, en dan uit die Bybel uitlees, en dan die stukkie daarna is vir jou ook in jou eie geloofsgroei saam met die Here. As jy nog nie op die WhatsApp groepie is nie, vir ons vir Woordnet, ons Bybel lees, is julle welkom. Daar is op die banke is daar 'n geleentheid wat jy kan inskakel of kan deel word van die WhatsApp groepie. Ek wil vra dat ons 'n geleentheid gaan gee, dit is nou jou laaste opmerking vir môre. Verlede week het Harmonie sanggroep uitgereik na Kragveld gemeente. Nou ons het al bietjie gesels hier van die kansel af oor Kragveld. Kragveld is 'n gemeente wat marginaal is, met ander woorde, hulle kan nie 'n leraar bekostig nie, en hulle staan Poolens Hope. En wat 'n inspirasie om ook te sien hoe die Here daar in daai gemeente werk. En hulle het so behoefte aan saam sing. En toe het Harmonie verlede week gegaan en 'n kerssangdiens saamgestel en Angie Diner het die woord bedien en daar is toe nou
op so 'n wyse is die Here aanbid. En hulle terugvoer gegee, hulle sê baie dankie vir daardie geleentheid wat hulle kon gehad het, en hulle het sommer nuwe moed, daardie 5 kindertjies wat van 6 jaar oud tot 16, gaan van volgende jaar af nou sonnaarskool weer. Hulle het sedert 2019 laas, kon die gemeente voortgaan met hulle funksionering. So ons sê ook net dankie, dat ons die voorreg mag hê, as Sissie gemeente, om uit te reik en te sê, ons is hier om die Here te dien, en ook die groei daar te sien. Nou geliefdes, met hierdie opgewondenheid, wat ek ook vanoggend die afkondigings kan afsluit, wil ek vra dat ons is hier om die Here te verheerlik. So kom ons staan en ons sing so 2 liedere staande, en daarna gaan ek weer vir jou vra om net te sit en verder lof en eer aan die Here te bring met die liedere wat ons saam sing.
Hemelse Vader, terwyl ons hierdie liedere sing, wat so getuig van u profesie in die Ou Testament, Here, van u koms, en dat ons die voorreg mag hê om deel te kan wees van al daardie beloftes wat reeds vervul is, en dat ons kan vier, Here, u het gekom, en ons vier u eerste koms, en dankie dat ons met hierdie liedere aan u al die eer kan bring vanoggend, al is dit ou liedere wat ons al baie keer gesing het. Dankie dat u geloofswaarhede, u koninkrykswaarhede, elke keer nuut is wanneer ons dit sing tot eer van u naam. En wanneer ons dan ook uitsien na u wederkoms, wil ons ook vir u dankie sê, vanoggend wanneer ons hier sit en staan, dat dit deel is van ons op pad wees, na u tweede koms, waarna ons so uitsien. En dankie Heilige Gees, dat u vir ons hier sal lei in u teenwoordigheid. En Here, dat u vir ons elkeen op u besonderse wyse, ook dit wat belangrik is vir ons verdere groei en op pad wees saam met u, vanoggend sal gee uit u woord en ons saam wees. As ons bid, Here, dat ons vra, dat u verheerlik sal word en ons saam wees, weet u, Here, dat dit ons innige en opregte verlange is. En dat ons weet dit moontlik is, omdat u dit moontlik maak deur die Heilige Gees. Amen. Wees dan gegroet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En geliefdes, ek wil graag, voordat ons gaan luister na 'n spesifieke lied, en jy's baie welkom om saam te sing, die woorde gaan op die skerm wees, wil ek vir jou vertel van 'n man wat ons lees van in Samuel, en jy sal baie goed hierdie man se naam ken, dis Dawid. En koning Dawid was veronderstel om saam met die manskappe
op die oorlogsveld te wees. Maar hy kies toe om sy manne te stuur en nie saam te gaan nie. Omdat hy hom wil verlustig in Batseba. Terwyl sy bad, het hy haar dopgehou, en julle ken die hartseer storie, waar hy ook tot op die ou einde haar genooi het na sy paleis toe, naderhand haar man laat doodmaak het, sodat hy alles van haar kan kry. Geliefdes, hierdie verhaal, ek en jy het ook 'n verhaal in ons op pad wees met die Here, waar ons doelbewus partykeer gegaan het, en hoewel 'n mens weet 'n ding is verkeerd, nog steeds in die sonde gaan baljaar het. En daarom wil ek vir jou vra, is 'n tydjie vir jou en vir my, om stil te word voor die Here met hierdie lied, wat nou gaan op die skerms wees. Jy is welkom om sag dit as 'n gebed vir die Here te gee, met hierdie woorde wat ook dan gaan verskyn. As ek stil word, En met hierdie woord wat ons op die skerms gesien het, is presies die gebed wat ons lees in Psalm 51 op 'n stadium, wanneer hy op 'n plek kom en hy besef dat hy het nodig dat die Here hom sal skoonmaak. En ek wil hê jy moet saam met Psalm 51 lees wanneer dit op die skerm verskyn. Ek gaan eers vir jou hierdie beeld gee. Jy sal sien in Psalm 51 praat hy van was my skoon Here. En daai beeld wil ek graag hê jy moet saam met my vashou hier in jou gedagtewêreld. Want die beeld van water kom dwars deur die woord voor. En die simbool van water is om skoon te maak. En die heidene het geglo die hoeveelheid water maak hoe kragtig dit in jou sal werk. Hoe kragtig dit skoon maak. En daarom Psalm 51, wanneer hy sê, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Geliefdes, ek en jy, en ek gaan nou net so 'n bietjie stil staan by Psalm 51, daai gedeelte. Ek en jy het vanoggend hier ingestap. Kom ek begin nog verder, ons gaan verder terug. Toe jy opgestaan het vanoggend, al het jy jou tande gisterand geborsel, vanoggend het jou asem gestink. Jy en ek het nodig om op te staan en tande te borsel. Jy en ek het nodig om in die dag, voordat jy hier kerk toe gekom het, in die dag voor die skool toe gaan of werk toe gaan, dat ons moet skoon maak, ons moet was. Ons het water nodig om ons uiterlik skoon te maak. Maar die Here het ons so aan mekaar gesit, dat ons nie net die behoefte het aan water elke dag aan die buitekant nie, maar dat ons 'n diep behoefte het aan reiniging, ook aan die binnekant. Jy weet as jy vir 2 dae nie gebad het nie, of gestort het nie, dan voel jy sommer net, man, ek het nodig om skoon gemaak te word.
As menslike wese het die Here ons gemaak om 'n behoefte te hê aan reiniging, aan skoonmaak. En daarom gebruik ons die water om ons buitekant skoon te maak, maar ons het binnekant nodig om skoon gemaak te word. En dis hierdie beeld wat Dawid sê, Here, U weet wat het ek aangevang. U weet wat se sonde ek gedoen het. Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek het nodig dat U my binnekant sal skoon was, sodat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees, vra hy vir die Here. En dan is hy die volgende gedeelte kyk. In Jesaja 1 vers 18 het die Here baie spesifiek hierdie teks deur Jesaja ook, wat ek en jy vandag kan lees. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En ek wonder of dit nie juist hierdie teks is wat vir Dawid, hierdie woord, wat vir hom so belangrik was, om te sê, Here, ek wil soos wat ek lees in Jesaja, ek wil maak my skoon. Was my skoon, reinig my binnekant. Ek wil nie net buitekant skoon wees, hier binnekant, Here. En dan lees jy, vanoggend sit jy dalk hier en jy sê, maar gelukkig is ek skoon voor die Here. Dan sê die Here die volgende vir jou en vir my. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself. En is die waarheid nie in ons nie. So almal van ons word buitekant vuil, maar ook binnekant. Elke dag is die sonde geneig om in ons binnekamer te kom en in ons gedagtewêreld te kom en is geneig om ons te wil laat pootjie soos wat gebeur het met Dawid. En dan sê die Here, maar as ons sondes bely, met ander woorde as ons voor hom kom en skoon was, ook van binnekant af, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Geliefdes, ons het 'n behoefte aan reiniging. En die Here Jesus Christus het ons kom reinig deur sy kosbare bloed aan die kruis. En hy het vir ons water as 'n simbool gegee, wat ons net nou hier ook verder gaan aanwend, tot getuienis van die koninkryk van God en die verbond wat God met elkeen van ons het. Die water wat 'n simbool sal wees van die Here wat skoon gemaak het, wat ons kom reinig het aan die binnekant. Sodat wanneer ek en jy elke dag voor hom gaan wees en sê, Here, ek bely hierdie sonde, vergewe hierdie sonde, dat die Satan geen houvas in ons lewe sal kry nie. Dat ons elke keer herinner sal word aan Christus wat ons kom, wat die mag van die sonde kom breek het, sodat ons nie lekker in die sonde maar net kan voortgaan en baljaar nie. Want ons is nie gemaak vir hierdie wêreld nie. Ons is gemaak vir die ewigheid saam met die Here, die koninkryk van God. Ons kan dit nie genoeg vir mekaar hier sê op 'n Sondag nie. En daarom wil ek vra, geliefdes, dat ons vir 'n oomblik sal stil word in 'n gebed. U ken elkeen van ons se binnewêrelde vanoggend, Here. Ons kan buitekant baie skoon wees, die water het ons mooi skoon gewas buite. En selfs ons monde is getandeborsel, Here. Maar U ken ons binnewêrelde. En U weet hoe vuil ons binnewêrelde kan wees, en dalk is vanmôre, Here. Omdat ons lanklaas net by U kom stil word het. En omdat ons lanklaas dalk soos Dawid, Here, maar net aangegaan het en in die sonde baljaar het, en Here nou by 'n plek kom om te sê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Dankie vir die kruisiging. Dankie vir die bloed wat kom betaal het vir ons sonde, dat daar geen mag meer van die sonde oor ons lewens is nie. Here, U ken elkeen se gebed vanoggend ook, waar vergifnis moet kom. En dankie dat U vir ons hierdie belofte gee in 1 Johannes 1, Here, vers 8 en 9, dat U getrou is, dat U ons volkome vergewe, dat U ons, wanneer ons na U toe kom, ook vandag, dat U ons totaal en al binnekant opnuut kom herinner, dat U ons skoon gewas het met die kosbare bloed, en ons het nie nodig om aan te gaan in hierdie sonde. Dankie, Here, vir wie U is. Dankie ook waar ons nou die voorreg gaan hê
om, Here, by die doopbak te kan staan, waar U die water as simbool vir ons kom gee verder, om ons te herinner, Here, dat ons skoon gewas is deur die kosbare bloed. Dankie dat U die afstand tussen God en mens, tussen ons en U, dat U dit kom herstel het. Dat die Heilige Gees nou binne in ons kan bly. Dankie dat ons ook net mekaar kan herinner aan ons eie doop vanoggend en dat U daarin verheerlik sal word. Amen. En geliefdes, vanoggend, as jy in Handelinge 8 lees ons daai teksvers op 'n stadium wat die disippels so saam met so saam geloop het en hulle op 'n stadium gesê het, maar hier is nou water, wat verhinder dat ons gedoop word? En so baie keer kan mens vassaak by die hoeveelheid water met doop. Dit gaan nie oor die water nie, geliefdes. Dit gaan oor waarvoor die water staan, wat Christus vir my en vir jou kom voorleef het. En dat die water as simbool gegee is, soos wat ons nou vir mekaar gesê het, dat die Here vir ons herinner, ek het vir julle dier gekoop met my bloed. Julle behoort aan my, ek is in 'n verbond met julle, ek het na julle toe uitgereik, julle behoort aan my, ek is by julle, sê die Heilige Gees ook vanoggend vir jou opnuut. En dan die ander belangrike saak, is dat gelowige ouers hulle kinders doop, omdat die Here die sakrament ingestel het, om vir hierdie klein mensie te kan sê, maar jy is deel van die verbond, wat ek met jou aangaan, ek reik uit na jou, soos wat ek uitgereik het na die wêreld, en mens kom word het, so reik ek uit na jou, om vir jou vanoggend te sê, ek het hierdie pad vir jou geloop, ek het jou so lief, jy's my kind. En ek en jy wat al gedoop is, kan vanoggend weer opnuut vir die Here sê, Here, dankie, 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 vir hierdie simbool, wat U vir ons kom gee, om ons te herinner aan wie ons is, aan wie ons, wat ons identiteit is. En geliefdes, ek wil vra dat Dikkie en Lenay, die ouers van klein Ivan, na vore sal kom, en hier voor die kansel kom staan. Hulle is daar in die moederskamer. As julle hier na my kant toe kan kyk, sal ek baie bly wees. Ek gaan, dis 'n voorreg, liewe gemeente, broers en susters wat getuies ook vanoggend hier is, dat ek met hierdie kosbare egpaar 'n gesprek aangegaan het, en ek weet dat hulle vandag doop, nie omdat dit 'n tradisie is nie, nie omdat hulle bygeloof het nie, maar omdat hulle wedergebore kinders van die Here Jesus Christus is. En ook vir klein Ivan wil groot maak tot eer van die Here. Wat 'n voorreg om saam met julle vandag dan ook hierdie geleentheid te mag vier tot eer van die Here in sy teenwoordigheid. Ek gaan 'n paar vrae vir julle vra, wat julle dan net vir ons asseblief sal antwoord. Soos ek die vraag vra, dan antwoord julle net, is dit reg? Goed. Ten eerste wil ons vir julle vra, hier as geloofskare saam met julle, glo julle in die drie enige God, soos wat die Bybel dit vir ons bekend maak. Ten tweede, aanvaar julle dan die boodskap van die Bybel, en ook soos wat dit in die belydenisskrifte van ons kerk gereflekteer word, as die enigste en ware leer van God. Ten derde, bely julle dat al is julle gelowiges, dat hierdie kindertjies, Romeine 3 vers 23, in sonde gebore en ontvang is. En bely julle ook vanoggend dat die bloed van die Here Jesus Christus ook betaal het vir hulle sonde, en dat hulle nodig het om te groei in die woord van die Here, en uit die woord van die Here, en daarom lidmate word van ons gemeente. Goed. En dan ten laaste wat ek wil vra, beloof julle dan ook om as gelowige ouers, natuurlik weet ons die Heilige Gees maak dit vir ons moontlikheid, ons eie krag uit gaan ons dit nie kan doen nie. Maar saam met die Here om vir hierdie klein mensies groot te maak tot eer van die Here deur julle voorbeeld.
Liewe gemeente, julle het gehoor hierdie egpaar se opregte bedoeling ook saam met die Here en dat julle ook weet, ek het dit vir julle gesê met die tuisbesoek, maar dat ons as gemeente ook hier is as boeties en sissies om julle hande te versterk, om saam met julle te bid en saam met julle op pad te wees en dan ook voorbeeld te wees vir hierdie klein mensie soos wat hulle hier by die kerk ook leer. Hoe werk dit binne die koninkryk van God? Goed. Geliefdes, ek wil vra, daar gaan 'n videoetjie wees oor wie is ek? En terwyl jy dan deel het daaraan, om wie is ek dat die Here uitreik na my, en. So gaan julle daarna, gaan julle sommer deel het daaraan, terwyl ons wag dat klein Ivan dan ook ingebring word. Dat hy 'n plek het in die huis van die Here, omdat die Here dit vir hom moontlik gemaak het. Hy kyk die wêreld so om en hy wonder, maar wat gaan hier aan? Hier's allerhande vreemde mense en vreemde goed. In die tussentyd is die Here se liefde wat hom omring en ook deurdring deur die Heilige Gees. Wat 'n voorreg het ons geliefdes, wat 'n voorreg. Daar sien julle die gesinnetjie vir klein Ivan en dan natuurlik het julle mooi gekyk, hierdie pragtige ou boet, Duan wat vir hom ingebring het en wat vir hom 'n baie goeie ou boet is. Ek het dit gesien ook en kan getuig daarvan by die huis. Kom ons gaan dan ook so gehoorsaam wees aan die Here en ons gaan vir klein Ivan gaan ons nou doop, hierdie sakrament bedien wat ons Here vir hom dan ook gee vanmôre. Klein Lawrence Ivan van Heerden, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid vir Ivan. Hemelse Vader, ons staan so in verwondering oor wie U is en dat ons in hierdie oomblik
Die vaste wete kan hê, Here, dat U op 'n kragtige wyse teenwoordig is in Ivan se lewe. En dat ons saam as geloofsfamilie vir hom kan bid, saam met sy ou boet Doan, dat ons kan bid dat klein Ivan, Here, dat hy sal groot word, en die man wat U hom geroep het om te wees, dat hy in 'n lewende verhouding met U sal staan. En baie dankie, Here, dan ook vir Dikkie en vir Lenay, wat U as ouers dan ook uitgekies het om vir Doan en vir klein Ivan dan ook groot te maak in U weë, en dat ons as geloofsfamilie vir hulle kan bid en hulle verder op pad wees. Dankie vir hierdie doop, hierdie water, wat U as simbool kom gee, om te sê, jy behoort aan my. En mag hy sy lewe dan ook vir U gee, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons opgestane Here en Koning. Amen. Baie geluk. Terwyl julle dan ook gaan sit, geliefdes, die wat hulle Bybels wil oopmaak, ons gaan dit, voordat ons hier uit mekaar gaan vanoggend, 'n laaste kort woord hê uit die woord van die Here. Dit sluit aan by die hele simbool van water wat die Here van dwars deur die Ou Testament en in die Nuwe Testament vir ons kom gee. En daar is 'n vreeslike mooi beeld, en ek wil begin en jou vertel van Jesaja, van Matteus, waar die Here op 'n stadium so met die manne gewandel het en geloop het, en daar moeilikheid gekom het met die fariseërs en die skrifgeleerdes, en aan die Jode ook, wat verskriklik belangrik vir hulle is. Dinge moet skoon wees, oral moet skoon wees, en jou binnekant moet skoon wees, en die wyse waarop jy jou binnekant moet skoon hou, is met reinigingswette. En die reinigingswette het so erg geraak, dat mense net nie meer by dit kon vashou nie. En dat die Here op 'n stadium vir hulle sê, en ek gaan nou by daai beeld uitkom, dat die Here op 'n stadium vir hulle sê, wee julle skrifkenners en fariseërs, julle skynheiliges, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar die binnekant is vol roofsug en onbeheersdheid. En dan sê die Here, blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal die buitekant ook skoon wees. Vir die Here is die binnekant verskriklik belangrik, hoe jou binnekant is. Jy kan hierdie blink gepoetste persoon wees. Natuurlik is dit belangrik om gereinig te lewe elke dag met jou liggaam, my en jou liggaam, maar vir die Here is die binnekant die belangrikste. En daarom daai dag vir die fariseërs, julle is so besig met al hierdie reinigingswette en wette, maar julle is skynheilig, want julle binnekant is verrot. En dan gebruik die Here die beeld wat ons dames nogal goed ken, en ek weet die manne ook, 'n skorrelgoed was. Terwyl jy besig is om 'n beker te was, dan was jy om buitekant, maar hy moet binnekant ook skoon gewas word. En ek het al gesien as ek 'n glas so vat en ek gooi die water in die binnekant met seep en ek laat hom so 'n bietjie staan, dan is dit so makliker om binnekant te gaan en om net so bietjie dan skoon te maak met 'n lappie. Toe is hy dan binnekant ook skoon. Die Here sê, mens kan so met jou wettiese op pad wees reinigingssimbole en goed te kere gaan in jou lewe, dat die binnekant van jou lewe nie skoon is nie, maar buitekant is pragtig skoon. Daardie ouens wat so loop en almal met die Bybel oor hulle koppe wil slaan. Die Here sê pas op daarvoor. Dit gaan oor jou lewe. Dit gaan oor jou getuienis. En daarom wil ek graag hierdie beeld deel van Eugene Peterson. Dit is 'n boek wat ek so rukkie terug gelees het, maar ek het dadelik aan daai gedeelte gedink toe ek vanoggend ook se voorbereiding vir vanoggend. As ek en jy deur 'n venster kyk wat vuil is, dan gebeur dit tog, ek en jy kan nie sien as daar 'n mooi berg aan die ander kant is, of wat in die tuin aangaan nie. Ons het nodig om hierdie venster te was.
En in ons op pad wees met ons binnewêrelde, is dit baie keer dat ons dink om hierdie buitenste vuil goed wat aan ons kom klou en in ons siel en siege vas is, om dit met allerhande reinigingswette skoon te maak. Met ander woorde, soos hierdie ouens, wat gaan en ek maak die venster skoon, en ek het die skoonmaakmiddel, en ek maak skoon, en naderhand raak dit 'n obsessie, net om die venster skoon te hou, dat jy glad nie meer die ander kant kan sien, as jy deur die venster kyk, om te kan sien, en die uitsig te kan sien nie. Die uitsig raak verlore, omdat ons baie keer, juis soos hierdie ouens, besig is met allerhande reinigingsgoed vir ons eie lewe, terwyl die Here vir ons kom skoonmaak het aan die binnekant. En daarom vandag is ons die eerste Advent Sondag staan vir hoop. Advent beteken wag. In die Ou Testament het hulle gewag op die Here. Jy kan lees in Jesaja 9, lees ons die volgende teks daar staan, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, is nog iets waarna hulle uitsien. So hulle hoop was, daar gaan 'n Messias kom. Hulle weet nie hoe hy gaan lyk nie, hulle gaan nie weet nie hoe gaan dit wees nie, maar daar gaan 'n seun wees. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vandag vier ons hierdie hoop wat gerealiseer het met die eerste koms van die Here Jesus Christus. En daarom kan ons 'n bietjie ons uitsig, wanneer ons hier uitgaan en ons lees nou weer die rapport en ons lees die koerante, dat dit ons uitsig nie so belemmer, dat ons nie die koninkryk kan sien kom in hierdie lewe nie. Dat ons vanoggend weer opnuut herinner word, die Here het klaar vir ons skoon gemaak, ons behoort aan die Here. Ons het 'n uitsig, 'n hoop, op die tweede koms van die Here Jesus Christus. En dan wil ek hierdie beeld gebruik ook van, as jy kyk, in Amerika weet ek werk het so, by ons werk het nou nie so met huweliksvoorbereiding nie, maar daar is altyd voor 'n huweliksbevestiging, is daar 'n tyd waar mense almal by mekaar kom en waar hulle dan ook oefen om almal op die regte plekke te wees en die regte dinge te doen, sodat wanneer die huweliksbevestigingsdag daar is, dat almal weet wat om te doen. En dan maak hulle sommer 'n kuiergeleentheid daarvan. En dis die beeld wat die Here vir my en vir jou gee, wanneer hy die taal gebruik van, daar gaan 'n bruilofsfees wees, 'n bruilofsmaaltyd. Daar gaan nie meer nodig wees om op 'n Sondag hier by mekaar te kom nie, want ons is in die teenwoordigheid van die Here op 'n gans verheerlikte wyse. En so gebruik die Here 'n taal om vir my en vir jou te sê, en deur hierdie doop vanoggend, om ons hoop in hom lewend te hou, om te sê, die eerste koms het plaasgevind, daarom daai kers wat brand. Maar ons sien uit en ons loop die pad, want hier's 'n tweede koms. En dit gaan nie ons uitsig op die toekoms. Al hierdie goed wat hier om ons gebeur, gaan nie die uitsig belemmer van die tweede koms nie. En ons kan uitstap met vreugde in die hart, ten spyte van wat die Here sê, hierdie wêreld is moeilik, hier's donker goed wat op ons uitsig kom, soos wat vuilheid op 'n venster kom. Maar dat die Here vir ons kom sê, ek het dit kom skoonmaak, jy kan dieper kyk, vanoggend ook, weet, daai uitsig is skoon, jy het hoop, ek en jy het hoop, in wie? In hom, in Jesus Christus, in God drie enig, want dit het reeds plaasgevind, wat voorspel is, sy eerste koms het klaar plaasgevind, sy tweede koms is op pad. En daarom hierdie laaste vers wat ek met jou gaan deel uit Titus 3 vers 4 tot 7. Hulle sê hier, en dis die hoop op die Here, maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Daar is nie reinigingswette wat ons binnekant skoon hou nie, dis sy eie ontferming oor ons. En daardie hoop het reeds gerealiseer in Christus, wat gekom het. En daarom sien ons uit na die tweede koms, en het ons hoop. Ons gaan nie hopeloos aan nie, ons het hoop
omdat hy vir ons daardie hoop is. Amen. Dankie vir die vaste wete, Here, dat daar 'n wederkoms is, en dat ons vanoggend die eerste advent kers kon aansteek, om te herinner, Here, die hoop wat U reeds gebring het met die eerste koms. Ons sien so uit na U wederkoms. En dankie dat wanneer ons hier uitstap vanoggend en ons teruggaan in ons omstandighede, Here, dat U saam met ons is, dat U deur die doop vanoggend vir ons kom herinner het, ons behoort aan U. Here, dat ons hierdie lewenspad tree vir tree in U teenwoordigheid is, saam met U, tot met die wederkoms, dat ons kan uitsien. Ek bid vir elke gesin vanoggend hier verteenwoordig, vir die omstandighede waarin elke gesin is, Here. Dankie vir die hoop wat U gee, en dat U ook vandag daar die diep behoeftes ken, wat baie keer maak dat die uitsig op die toekoms vertroebel raak. Dankie dat U daardie troebelende goed wat veroorsaak dat ons uitsig op die toekoms 'n moedeloosheid kan bring. Dat U ons kom vrymaak ook vanoggend en kom herinner, soos wat ons elke dag onsself skoonmaak, Here, kom U vanoggend saam met ons as geloofsfamilie en het ons binnekant kom skoonmaak, om ons weer te kom herinner aan wie U is, en dat ons 'n hoop het in U, en hier kan uitstap met nuwe moed en nuwe krag, omdat U dit vir ons moontlik maak. Dankie, dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons sing tot eer van die Here, en dan by die deure sal die Here se geld opgeneem word. Heilige naam, Jesus
Geliefdes, gaan dan met die wete vanoggend dat ek en jy 'n lewende hoop het in God Drie-enig en hy gee vir ons hierdie belofte dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.